Goeiemôre vriende, baie dankie vir die geleentheid om vanoggend die woord te bring, dalk op 'n manier wat 'n bietjie anders is as wat soms Ian gewoond is, maar nietemin, dis vir my 'n voorreg om hier te wees. Baie dankie dat ek saam kon deel in die musiek. Dit is vir my verbluffend, maar laat verhoudings, laat ek so omsê, omdat ek 76 jaar getroud is, ek en Engela is 76 jaar getroud, haar 38, my 38, want dit is twee verskillende ervarings, maar nietemin, dit het gemaak dat ek baie wysheid het en ek het die geheim van die lewe ontdek. En die geheim van die lewe is verhoudings. Nee, op 'n ernstige noot, laat u as gemeente fokus vanjaar op verhoudings. En ek dink eintlik die meeste begrippe in die Bybel is relasionele begrippe, is verhoudingsbegrippe. En ek beleef 'n warmte hierso, ek beleef 'n andersheid hierso. In die sin dat ek staan gewoonlik met 'n wit das, 'n swart pak en 'n stoel daarin, as ek preek, uit eie keuse uit. So dis vir my 'n anderste ervaring, maar 'n onmiddellik 'n omhelsende ervaring. Baie dankie dat ek iets van wat ons gesing het nou, iets van wat die getuig, wat die jaartema is, dat ek dit kan beleef. En vriende, u moet my nou nie kwaadlik neem nie, maar al die dominees wie se foto's op julle kalender en website is, ken ek ongelukkig. As julle van hulle donker geheime wil weet, kom na my toe, ek kan julle niks daarvan vertel nie. En ek net kan sê, Raylene se man, julle vorige predikant, het gaan probeer regmaak daar by Rivera wat ek verkeerd gedoen het. So ek voel regtig welkom hierso. Baie dankie. Vriende, kom ons raak 'n paar oomblikke stil en die bedoeling is net laat ons koppe en ons lywe bymekaar kry. En hier stalle simbole hier in die gebou. Gebruik dit om as jy voel jou aandag dwaal, om dit net terug te kry. Ons is hier vir 'n oomblik as geloofsgemeenskap in die Here se teenwoordigheid. En laat ons so deur die loop van die oggend nie net by die koffie drink nie, daar beslis ook in die lied, maar ook in die verkondiging van sy woord. Laat ons meermale vanoggend sal beleef, asof hemel en aarde aan mekaar raak vir 'n moment. Ek gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. Amen. Vriende, julle sal op die skerm sien, die eerste skyfie, Etienne, baie dankie, sal jy op die skerm sien, wat is die tema wat my verantwoordelikheid is in hierdie Pinkstergeleentheid, en dit is om vanuit die argeologie iets te probeer verwoord van hoe die Heilige Gees deur millennia heen in gelowiges se harte geleef het. Nie altyd by name soos ons in besonder dit in die Nuwe Testament leer ken nie. Maar God is nog altyd God. Vader, Seun, Heilige Gees. En my gebed is dat ons vanoggend in hierdie teks, Hosea wat ek gaan lees, maar dan ook so argeologiese skerf of twee, laat ons regtig sal sien hoe beweeg dieselfde Gees wat in en deur ons en met ons werk, nog altyd in die geloofsgemeenskap. So ek lees vir julle die 2020 Afrikaanse vertaling, en ek gaan sommer begin, dit gaan op die skerm wys. Ek lees dit nou maar hierso van my bladsy af. Ek het net hier en daar, net terwille van wat ek wil probeer fokus op, het ek wel
'n merkie gemaak, so jy sal dit sien, maar moenie dat dit die plan nie asseblief. Dit begin so: Kla julle ma aan, kla julle ma aan, want sy is nie my vrou nie, en ek is nie haar man nie. Laat sy die tekens van hoerery aan haar gesig verwyder, en die tekens van egbreek tussen haar borste. Anders sal ek haar kaal uittrek, en haar laat soos op haar geboortedag. Ek wil net gou myself hier in die rede val. Hierdie is doelbewus skokkende taal, want Hosea het 'n ernstige woord wat hy wil bring tot die Here, tot die gemeenskap. Die Gees het hom geroep om 'n boodskap te bring vir die geloofsgemeenskap, vir Israel. Hy praat nie met heidene nie, hy praat met gelowiges. Hy praat met gelowiges wat vergeet het wie is hulle Here, wat vergeet het waar kom verlossing en genade en verbintenis, waar kom verhoudings vandaan. En hy gebruik skokkende taal, want hy wil hulle laat hoor. Ek lees 'n stukkie verder. Ek gaan net weer vers, dat ek net my bril kry, dat ek net weer hier lees van vers 2 af. Anders sal ek haar kaal uittrek en haar laat soos op haar geboortedag. Ek sal haar soos 'n woestyn maak, haar as 'n dor land laat lê, haar van die dors laat sterf. Oor haar kinders sal ek my nie ontferm nie, want hulle is hoerkinders. Ja, hulle ma het gehoereer, sy wat met hulle swanger was, het haar skandelik gedra. Sy het immers gesê, ek sal agter my minnaars aanloop, hulle sal my brood en water, my wol en vlas, my olie en drank vir my gee. En dis al hierdie dinge wat hier genoem word, is luukse items in die antieke wêreld gewees. Want sy sê, dit is waar dit vandaan kom. Wat ek het, my rykdom, my voorspoed, my gesondheid, my sukses, dit kom van my minnaars af, sê hierdie vrou van wie Hosea praat. En dan lees ek verder van vers 5 af. Daarom, dis nou weer die Here wat by monde van sy profeet aan die woord is. Daarom, kyk, ek gaan haar pad met doringtakke afsper, 'n muur om haar bou, sodat sy haar paaie nie vind nie, sodat sy agter haar minnaars aangaan, maar hulle nie bereik nie. Hulle soek, maar hulle nie vind nie. Dan sal sy sê, ek wil teruggaan na my eerste man, want toe was dit vir my beter as nou. Maar sy het nie erken dat dit ek is wat vir haar koring, nuwe wyn en olie gegee het nie. Silwer het ek vir haar in oorvloed gegee, ook goud. Hulle het dit vir Baal gebruik. Is dit nie verstommend wat die Here hier doen? Ja, ek loop dit nou vooruit, maar dit maak dalk die saak nie, ekskuus. Ek verloor maklik die draad van my storie. So Marco, julle moet net vir my sê, Cornel sê net, Fanny, jy's nou hiermee besig. Laat ek maar wat gebeur, met ander woorde, wat gebeur is, die Here sê, hulle geniet hierdie oorvloed. Die geloofsgemeenskap kan daarvan getuig. Dit wat hulle het, is genoeg. Om die waarheid te sê, hulle het eintlik meer as wat hulle kan gebruik. Daarmee is daar nie fout nie, maar dan hulle oortuiging. Laat ons aanhou om ons minnaars tevrede te hou, want dis hulle aan wie ons voorspoed te danke het. En dan kom die Here en dan sê hy, die Here sê nie, en jy moet dit mooi sien, vriende, ek dink ons as Christene sien nie altyd raak tot watter mate die Ou Testament nie oordeel in die eerste plek verkondig nie, maar inderdaad getuig van God se onvoorwaardelike liefde. Die Here sê nie ek gaan hulle straf nie, die Here sê ek gaan hulle pad afsper. Weet jy, ek gaan vir hulle struikelblokke sit sodat hulle nie meer weet waar is die pad na hulle minnaars toe nie. Dalk sal hulle dan besef wat hulle ontvang is genade uit my hand uit. Maar helaas,
En daar lees ek verder van vers 8 af. Daarom, ek gaan weer my koring terugvat in die oestyd, my nuwe wyn in die feestyd. Ek gaan my wol en vlas wat bedoel is om haar naaktheid te bedek, wegruk. Daarom gaan ek haar skaamdele ontbloot voor die oë van haar minnaars, en niemand sal haar uit my hand wegruk nie. Ek wil net gou sê, niemand gaan haar uit my hand wegruk nie. Het 'n doelbewuste dubbele betekenis. Enerzijds sê die Here, weet jy, sy gaan beleef, sy word gestroop, want ek het nou haar pad afgesper, en dan gaan sy beleef, sy word gestroop van dit, wat vir haar pret en plesier was, dit wat sy in oorvloed vermoed het, sy van haar minnaars gekry het. Maar dan sê ook, niemand gaan haar uit my hand wegruk nie. En hierdie wegruk kan 'n dubbele betekenis hê. Ons weet nie presies wat sy bedoeling nie, maar dit is dalk juis die bedoeling ook van die woord van die Here hier in Hosea. Beteken dit, niemand gaan haar kan help nie, of beteken dit, ten spyte daarvan dat sy gestroop is, God los haar nie. En ons hoef nie 'n keuse te maak nie, want die lewe is nie altyd wit of swart nie. Die lewe is soms 'n paradoks. Maar goed, ek moet nie oor die Ou Testament preek nie, ek moet oor argeologie preek. So kom ons gaan 'n stukkie aan. Ek nou net weer die plek hê. Ja, hierso vers 10. Ek gaan 'n einde maak aan al haar feesvreugde, al pelgrimsfeeste, haar nuwe maansfeeste en haar sabbate. Ja, elkeen van haar feesgeleente. Ek gaan haar wingerde en haar vyeboorde verwoes, waarvan sy gesê het, dis 'n geskenk aan my, wat my minnaars my gegee het. Ek sal dit 'n ruigte maak, en die wilde diere sal dit opvreet. Ek gaan van haar rekenskap uit, soos oor die feesdae van die Baals waarop sy vir hulle geoffer het, toe sy haar versier het met ringe en juwele, en agter haar minnaars aangeloop het. Maar my het sy vergeet, is die uitspraak van die Here. Lees ek nog 'n stukkie verder, vers 14 wat sê, daarom kyk, ek gaan haar oral na die woestyn laat gaan en mooi met haar praat. Ek sal daarna haar wingerde vir haar teruggee en die vallei van Agor as poort van hoop. Daar sal sy antwoord soos in haar jong dae, soos in die tyd toe sy uit Egipteland opgetrek het. En vriende, as iemand uit die Ou Testament lees en jy hoor Egipteland, dan moet daar 'n antennaatjie onmiddellik opgaan, want die uittogverhaal in die Ou Testament is die verlossingsverhaal. In die Nuwe Testament, as ons 'n kruis sien, dan bring ons dit in verband met Christus se verlossing aan die kruis op Golgotha. Wanneer ons in die Ou Testament Egipteland lees, dan moet ons onmiddellik dink aan God se verlossing. So wat sê die Here, ten spyte daarvan dat die geloofsgemeenskap oortuig is daarvan of leef of vermoed dat hulle dit wat hulle het, die voorspoed, die goeie gesondheid, die sukses, hulle landerye wat van oorvloed getuig, dat dit van Baal en ander gode kom waaroor ek nou gaan praat. Ten spyte daarvan dat hulle my plus Baal aanbid, dat hulle my nie as genoeg ag nie, en nog net vir Inkeis, verskoon die Hoog-Hollands, nog 'n ander god of twee bykry. Wat gaan die Here doen? Hy gaan hulle nie vernietig nie. Hy gaan soos 'n verliefde man 'n meisie die hof maak. Ek gaan hulle in die wildernis inlei. Woestyn is 'n bietjie 'n verkeer. Wes kan dit met woestyn vertaal, maar as meer 'n wildernis. Ek gaan haar in die wildernis inlei. Daar die wildernis wat 'n teken is van chaos, 'n teken van bedreiging, maar ook terselfdertyd 'n teken van die Here se sorg. Daar gaan ek haar weer die hof maak. En ek kan nou nie alles hier lees nie, wat ek sien nou nie hier nie, skryf dit later weer in Hosea. Maar ek gaan by haar aanlê. En ek sê dit met deernis en respek, maar dit is die bedoeling van die teks. Ek gaan haar met blomme en met geskenke
en met mooi gaan ek haar oorhaal, gaan ek haar weer herinner. Dis ek wat vir haar sorg. Ek is haar Here, ek is haar man, binne die metafoor van Hosea. Dis ek. So God stoot nie weg nie. God straf nie. God is so lief vir die geloofsgemeenskap, dat hy ons elke keer weer van vooraf, soos 'n geliefde, die hof maak. Lees 'n stukkie verder. Waar trek ek daar? Op daardie dag is die uitspraak van die Here, sal jy my noem, my man. Die geloofsgemeenskap, op daardie dag, wanneer ek jou weer die hof gemaak het, dan sal jy my noem, my man. Jy sal my nie meer my Baal noem nie. Nou Baal is 'n Ugaritiese woord en Baal beteken, as jy Baal vertaal, dan beteken dit Heer, Here of Heer. Bedoel, en dis die hoflike aanspreekvorm, of dit is om iemand te beduie, dis iemand wat van hoë aansien is, wat baie eer het. Dan sal julle my nie meer my Heer in terme van Baal noem nie. Julle sal my man noem. Goed. Ek sal die name van Baals uit haar mond verwyder. Hulle name sal nie weer in herinnering geroep word nie. Ek sal op daardie dag vir hulle 'n verbond sluit. 'n Verbond sluit. Ons het van die uittog gehoor, ons het van God se verlossing gehoor. Die volgende is, ek gaan met hulle 'n verbond sluit. 'n Verbond is 'n ooreenkoms. Dit roep die Abraham tradisie, roep dit in herinnering. So ons het nou al 'n Exodus tradisie, nou gaan ons 'n bietjie verder agter Exodus. Ons gaan nou na hoofstuk Genesis 12, 13, 14, 15, 16 en 17. Ons gaan na die Abrahams verbond, die verbintenis. God verbind hom onvoorwaardelik aan die geloofsgemeenskap. Maar hy gaan nog verder as dit. Dit is nie net die Exodus, die uittog, die verlossing nie. Dis nie net die verbond nie, ook die skepping word in herinnering geroep. Ek sal op daardie dag vir hulle verbond sluit met die diere van die veld, die voëls van die hemel en die diere wat op die grond kruip. Boog en swaard en oorlogvoering sal ek in die land stikkend breek. Ek sal sorg dat hulle veilig gaan slaap. En dan die volgende skyfie is die kern van Hosea 2. Dis die Here wat aan die woord is by monde van sy profeet. Ek gaan my vir altyd aan jou verloof. Ek gaan my vir altyd aan jou verloof. Vriende, God sny nie sy verhouding met ons af nie. Ons draai die rug op God. God se belofte, God se liefde, God se trou hou nie op nie. Dis ons wat ophou om uit God se verbintenis met ons te leef. Dis ons wat ophou om vanuit God se verlossing, vanuit ons lewe wat van hom kom, daaruit te leef. Ek lees verder, ek gaan my aan jou verloof. 3 keer sê hy dit. Ek gaan my vir altyd aan jou verloof, ek gaan my aan jou verloof, ek gaan my in trou aan jou verloof. 3 maal sê die Here dit. Daar's nie twyfel daaroor nie. God het u lief, vriende. God het die geloofsgemeenskap in Luxmundi lief. God het die geloofsgemeenskap in Pretoria lief, en hy kan nou maar die grense vat tot in die uithoeke van die aarde. En dit hou nie op nie. Sy verlossing word nie ongeldig nie. Sy liefde, sy verbond hou nie op nie. Mense vergeet dit, gelowiges. Want hy praat met gelowiges, hy praat nie met heidene nie. Hy praat met Judeërs, met Israeliete, wat die Here aanbid, maar voel dis nie voldoende nie. Op daardie dag is die volgende skyfie, dink ek. Op daardie dag sal ek antwoord, is die uitspraak van die Here. Ek sal die hemel antwoord, en dit sal die aarde antwoord. Die aarde sal die koring, die nuwe wyn en die olie antwoord.
En hulle sal Jesreel antwoord, ek gaan haar vir my in die land saai. Ek sal my ontferm oor Lo-ruhama en vir Lo-amim sal ek sê, jy is my volk, en hy sal sê, my God. Nou vriende, die van julle wat nou al moeg geluister is, julle moet gaan. Ek het nou eers die teks klaar gelees, ek gaan nou begin preek. Okay. Alles tog reg, né? Ek wil nou sê, Marco het gesê, hy preek kort, en dan is hy altyd in die moeilikheid, want die kinders is nog besig. So ek gaan nou lank preek, laat niemand in die moeilikheid is nie. Vriende, kom, ek kan nou nie my onthou nie, kom ons kyk wat se skyfie is daar. Kan maar 'n oomblik daai skyfie hou. Wat die argeologie doen, die argeologie bewys nie die Bybel is reg nie. Argeologie is daai wetenskap wat ons ontvang het om die Bybelse prentjies wat dikwels net stippellyne is, want dit het 2000 jaar terug gebeur, dikwels baie vaag is, om dit net in te kleur, sodat ons bietjie duideliker kan hoor waaroor praat Hosea, wanneer hy die onderleiding van die Gees die woord van die Here bring. Nou in 1975 is daar in die suide, daar in die Negev-woestyn in ou Israel, is daar sulke potte opgegrawe. Wel, is eintlik 'n hele, dit lyk of dit 'n karavaan dorpie op 'n handelsroete was. Maar nietemin, so tussen Egipte en die noorde van Israel is daar handel gedryf. En daar's onder andere, daar's baie ander dinge, maar 2 potte gevind. En hierdie potte kom uit wat ons noem die Eystertydperk, so of die eerste tempelperiode. So dit beteken, dit kom uit daardie tyd, nadat Saul, Dawid en Salomo konings was in Israel, die ryk in 2 geskeur het met die Noordryk of Israel, 10 stamme, en die Suidryk met 2 stamme, met Juda en Benjamin. So, maar daai deel ken u van Rehabeam en Jerobeam, wat nie eye to eye kon sien nie, en toe skei die ryk, toe skeur hy in 2. So, daar's 'n tempel in Jerusalem, die tempel wat Salomo laat bou het. En daardie tempel, so beduie Deuteronomium ons, mag daar nie afbeeldings of beelde van die Here wees nie. Daar is net die tempel, en in daai tempel is die enigste plek waar die geloofsgemeenskap van ou Israel mag gaan bid. En daardie tempel is die Here se tempel, die simbool van sy teenwoordigheid. Daar mag geen ander tempel ergens anders wees in die land nie, en daar mag geen beeld wees, paal, regopstaande klip of enige iets. Die tempel van die Here, en die Here kan nie afgebeeld word nie. En die belangrikste ding, Israel het geleer aan die hand van Deuteronomium 6. Ek is die Here jou God. Hy is die enigste Here. Daar's geen ander God buiten my nie. U ken die 10 gebooie, u ken die Deuteronomium. Nou wat staan op daai teks wat ek daar wys? Die volgende skyfie. Ek hoef nou nie na die, ek wil nou sommer net sien, dis die potskerf waarop daar nou geskryf was, en die volgende illustrasie, die geskrywery is daar in die hoek daarbo, so jy moet nou maar net, vergeet nou eers die prentjie, ek gaan nie daaroor praat nie, daarvoor is daar te min tyd. Maar wat ek wel wil doen, ek wil net lees wat daar staan. Onthou nou, dit kom uit die tyd, Eystertydperk, die tyd wat daar nog 'n tempel in Jerusalem gestaan het van die Here, dis voor die Babyloniese ballingskap, dis die tyd wat Deuteronomium gesê het, daar's net een plek waar die Here aanbid mag word, daar's net een Here en een God, jy mag geen gesneede beeld of enige afbeelding wat daar in die hemel op die aarde is, mag jy jou voor neerbuig en hulle dien nie, want ek is die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my.
Nou wat staan op hierdie potskerp wat uit hierdie selfde tyd opgegrawe is? Hy sê naamlik A, en dan kan ons die naam nie uitmaak nie, maar ons het 'n redelike sekerheid wat daar staan. Asaja, die koning, sê vir Jahalalel en vir Jovan en vir, en daar's 'n deel wat ons glad nie weet wat daar staan nie, ek seën jou by Jahwe van Shimron, dis waarskynlik Samaria, ek seën jou by Jahwe van Samaria en sy Ashera. Dieselfde tyd wat Deuteronomium sê, daar's net een plek waar ons aanbid, daar's Jerusalem. Daar, jy mag geen gesneede beeld maak nie, daar's net een God en Here, en hy is een, staan hierso, die Here se naam waarmee jy hom in Eksodus 3 vers 14 aan Moses bekend gemaak het, ek is, wie ek is. En dis maar waar Jahwe vandaan kom, vermoed ons. Met ander woorde, op hierdie karavaanroete is daar Israeliete, Judeërs, wat Jahwe aanbid en sy vrou, Ashera. Maar as jy dink, dis 'n vergesogte afleiding, die volgende skyfie kom dan uit 2 Konings. 2 Konings 23 vers 4 tot 15. Koning Josia, hy weet van al hierdie dinge en hy maak die land skoon van alle afgode, van alle praktyke wat Israel boonbehalwe die aanbidding van die Here beoefen. Hy raak ontslaaf van al daai praktyke en hier sien ons iets van sy program. Koning Josia het aan die hoëpriester, dis die priester in Jerusalem, Hilkia, aan die priesters net onder hom en aan die drempelwagte opdrag gegee om uit die tempel van Jahwe, die tempel van die Here, al die goed te bring wat vir Baal en Ashera en al die hemelliggame gemaak is. Hulle moes dit verbrand buite Jerusalem op die gelykte langs die Kedron en die as na Bethel toe vat. Josia het die afgodspriesters afgesit wat deur die konings van Juda aangestel is en wat offers gebring het, die volgende skyfie op die hoogtes, in die stede van Juda en in die omgewing van Jerusalem. Hy het ook 'n einde gemaak aan die wat geoffer het vir Baal en vir die son en die maan en die diereriem en al die ander hemelliggame. Hy het die Ashera uit die tempel van Jahwe laat bring na die Kedronspruit toe buite Jerusalem, dit daar laat verbrand en laat fyn stamp. Die as het hy laat weggooi op die grafte van die gewone mense. Met ander woorde, ons sien dit nie net in die argeologie nie, ons sien dit ook in die Ou Testament, dat daar was 'n regverdige koning, Josia. Hy leef na die tyd van Hiskia en Manasse, en hy herstel weer Israel se geloof, dat dit is soos die Deuteronomium getuig dit behoort te wees. Net die Here alleen. Net die tempel in Jerusalem. En hy maak skoon, hy raak ontslaaf van daai priesters, wat Jahwe gedien het, maar ook vir Baal geoffer het, en vir Ashera geoffer het. Hy raak ook van hulle ontslaaf. Die volgende skyfie, omdat ek nou die hele tyd praat van Baal en Ashera, die een wat daar so staan, dit is 'n weerligstraal wat in sy hand moes wees, is 'n afbeelding van Baal. Hy word ook op ander maniere afgebeeld, maar daar is 'n beeldjie wat opgegrawe is, en dan aan die kant, soos u sit aan die regterkant, is daar 'n vorm. In Hoog-Holland sal ons sê 'n mold, en langs dit staan een van die 120 Ashera beeldjies wat in Tel Dor, een van Salomo se provinsiale hoofstede, opgegrawe is, van 1985 af en later. So weet ons dat dit inderdaad dat die Ou Testament nie net vertel van sou mense dalk hulle vertroue in iemand anders as die Here stel nie, maar ons weet dat daar in die tyd van die konings van Israel was daar mense
gelowiges, kinders van die Here, kinders van die verbond, wat net vir inkeis die Here nie alles kan voorsien het nie. Nog bepaalde rituele beeltjies en so meer verbaal gehad het. Hulle het nie opgehou om die Here te aanbid nie, maar hulle het net om seker te maak dat hulle voldoende voorspoed geniet, voldoende gesondheid, voldoende kinders in die wêreld bring, voldoende aan alles het hulle Asherah en Baal onder andere ook aanbid. Die volgende skyfie. En hierso sien ons net by monde van 3 getuienis sal ons dit weet. Jeremia. Ons sal bly, dis die vrouens, Jeremia en die vrouens van Jerusalem met 'n argument met mekaar. Jeremia sê vir die vrouens, laat ek dit nou net gou vertel, sê vir die vrouens, dis omdat julle die hemelkoningin offers bring en vir haar koekies bak. Dit is hoekom julle seuns en julle mans weggevoer is in ballingskap. As sê die vrouens vir hom, ons sal bly doen wat ons beloof het, sê die vrouens vir Jeremia. Ons sal vir die hemelkoning wierookoffers bring en drankoffers uitgiet, net soos ons voorvaders, ons konings en ons amptenare in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem gedoen het. Ons het daardie tyd genoeg te eet gehad. Ons was voorspoedig en geen ramp het ons getref nie. Dit is vandat ons opgehou het om vir die hemelkoning in wierookoffers te bring. Volgende skyfie. Bring en dankoffers uit te giet, dat ons aan alles gebrek het en dat ons sterf deur oorlog en deur hongersnood. So, hulle sê vir Jeremia, en ek het nou nie die hele teks vir u afgedruk nie, maar die waarheid is, hulle sê in Jeremia, as jy dink is net ons vrouens, man, ons mans en ons seuns kon nie vinnig genoeg gaan houtjies by mekaar maak, sodat ons kan vuur maak, sodat ons kan koekies bak en offer vir die hemelkoninge nie. So hulle is nie onskuldig nie. Jeremia sê vir hulle is in ballingskap, omdat julle die Here aanbid het, maar ook die hemelkoningin Asherah, want julle het gedink, sy gee vir julle voorspoed, sy gee vir julle sukses, sy gee vir julle vrugbaarheid. Goed, die volgende skyfie wat ek nou nie kan onthou wat heen het. Dis in die Tel Dor Museum. As jy verveeld is of jy hou nie van opgrawings nie, moenie sonde doen en die direkteur verwens nie, gaan loop in die museum rond. Dit is alles is die egte goed wat in Dor in huise opgegrawe is, waar een van Salomo se provinsiale hoofstede was. Daai skyfie wys ek, dis in die suide van Juda, daar op die grens met die Negev woestyn, Beersheba. Kenny is redelik naby daaraan. Hierdie is 'n tempel vir die Here, wat terwyl daar 'n tempel in Jerusalem gestaan het, het hierdie tempel by die stad Arad gestaan. En die volgende skyfie is die ontstellende een. Ek weet nie of jy so ver kan sien nie, maar jy sien daar staan 2 klippe. Nou die oorspronklikes wat opgegrawe is in die Israel Museum in Jerusalem. Hulle 2 soortgelyk daar gesit. Dis waarskynlik Jahwe en sy Asherah. En dit is die allerheiligste. As jy na daai argeologiese terrein toe gaan, dan sal jy sien hoe die tempelterrein in Jerusalem gelyk. Die voorhof met die altaar, dan stap jy in die heiligste in en dan in die allerheiligste. Goed, ek gaan afsluit. Wat staan daar? Laat ek net daarby uitkom. Ja nee, ek wil nie dit nou al wys nie, want dit gaan nou sê wat is. Ja, dankie Etienne. Jy red my. Ek sê jou nou laat jy die voriges vir jou wys. Vriende, erediens is nie 'n erediens wanneer dit 'n stigtelike praatjie is nie. Die erediens is 'n erediens wanneer ons vanuit die skrif deur die beweging van die Gees opnuut leer wie is God.
En uit hierdie gedeelte wat ons pas maar gelees het, sien ons in God se lig iets van ons as mense. En dit is moeilik om te vertrou. Dit is moeilik om onder alle omstandighede te vertrou. Dit is moeilik om nie in die dominante kultuur nie, want dis wat met Israel gebeur het. Die dominante kultuur, dis die wêreld waarin hulle geleef het. Mense het gedoen, hierdie goeters, wat hulle ook begin doen het. En mense het gedink is reg. So hierdie teks wil vir ons eerstes vra, wat is daar by ons as geloofsgemeenskap, en nou wys ek nie vinger na 'n Luxmundi of na 'n Linwood gemeente waar ek vandaan kom, of enige ander spesifieke gemeente nie. Die geloofsgemeenskap, ons wat bely, ons lewe kom van God af, en het keer terug na God toe. Ons wat bely, in Christus het God ons onvoorwaardelik verlos. Ons wat bely, pas maar hemelvaart gevier. Die hemelvaart het nie beteken God is weg nie. Die hemelvaart gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees om my kom, en julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die aarde. Ons as geloofsgemeenskap is die voortsetting van God se intense, onvoorwaardelike, omhelsende, nie wegstotende liefde vir alle mense. Maar dit klink te eenvoudig. Here, is daar nie 'n sekere hoeveelheid tyd wat ek moet bid elke dag voordat U vir my voorspoed sal gee nie. Here, moet my kind meer kategese toe kom sodat sy die eerste hokkiespan kan haal. Here, as ons, en ek noem nou verskoon die onbeholpe voorbeelde. Ek dit op 'n ander manier sê. Vriende, wat is daar in my lewe en in jou lewe wat rituele geword het, wat God se omhelsende, onvoorwaardelike verbintenis aan ons versluier, sodat Hosea se woord van die Here ook vir ons geld. Ons moet ontklee word, ontsluier word, gestroop word, sodat ons weer kan sien. Ons leef by die grasie van die een Here en God en Vader, van ons Here Jesus Christus, van wie die Gees uitgaan. Nou kan jy teruggaan, Etienne, na die vorige skyfie, nog een asseblief, dink ek. Dis hy. En hiermee sluit ek af. Ek gaan vir julle lees wat ek daar geskryf het. Ek het dit so probeer verwoord. Argeologie se bydrae ondersteun die Bybelse getuienis, naamlik dat nie alle Israeliete en Judeërs onder alle omstandighede aan die Here alleen getrou was nie. Dit bied 'n materiële prentjie vir die tekste wat vertel dat daar maar altyd gelowiges in Bybelse tye was wat naas die Here ook ander gode aanbid het en wel tot in die suide van Jerusalem. So dis die teks vir daai tyd. Maar wat is die teks vir ons? Dit toon, en dis die argeologiese bydrae, dit toon aan hoe mense deur die eeue heen gesukkel het om God te vertrou.
en dikwels na nog gesoek het, meer sekerheid wou hê, verlang na 'n God wat hulle kan sien, kan manipuleer, ja, 'n God wat ons kan beheer, wat ons na ons pype kan laat dans. Argeologiese bydrae konfronteer ons met ons eie geloof, in besonder tot watter mate ek en jy en jy en jy en ons as geloofsgemeenskap hier in Luxmundi, tot watter mate ons die Here volkome vertrou. Watter rituele of bygelowe beoefen ons met die heimlike gedagte, as ek dit doen, sê die Bybel mos, God moet vir my. God moet niks nie. Hy het alles reeds. Glo u dit? Mag die Gees ons elke dag daarvan oortuig. Amen. Vriende, as u wil, maak gerus die oë toe. En terwyl die oë toe is, raak net bewus wat 'n gedagte, wat 'n emosie het dat dalk vir oggend sigself van jou bewus gemaak. Here, baie dankie dat u ons nie wegstoot nie. Vergewe ons, Here, dat ons stylvol genoeg is om u nie weg te stoot nie. Maar van tyd tot tyd in die versoeking verval om u te probeer manipuleer met ons godsdienstigheid. Here, baie dankie dat u ons nie nader met oordeel nie, maar dat u ons met liefde oorrompel. Dankie dat hier in hierdie deel van Pretoria 'n gemeente is soos Luxmundi, wat soos elke ander gemeente in ons land en in die wêreld nie 'n volmaakte gemeente is nie, maar 'n gemeente wat opreg daarna soek om te groei vanuit u verbintenis met ons as mens, met ons as die skepping, met ons as verlosters, dat u ons nie wees agtergelaat het nie, maar vir ons die trooster, die Heilige Gees gegee het, wat ons hier leer en lei. Gee dat ons anders as Israel en Juda van ouds nie gedryf sal word deur sukses, voorspoed, meer en nog meer, maar gee dat ons elke dag die oorvloed, die genade, die liefde, die gemeenskap wat ons ervaar, sal raak sien vir wat dit is. Dit kom vanuit u verbintenis met ons. Seën hierdie gemeente soos elke ander gemeenskap van gelowiges. Seën die leiers, die leraars, lidmate wat diensbaar is, lidmate wat deur hulle teenwoordigheid vir mekaar iets van u vergestalt. Here, gee dat hierdie Pinkstertyd 'n tyd sal wees dat gelowiges in Suid-Afrika sal sien, God het ons lief. Amen.